Here, wie is daar soos U? Here, U het nie 'n gelyke nie, Here. Here, U staan uit bo alles, bo almal. U is heilig, U is waardig, U is almagtig, soewerein. U is genadig. U is Here, en U is so goed. U is so goed, Here. U is 'n goeie Pa. Here, ons kom in hierdie oggend en Here, ons het een doel voor oë. En dis U. En dis U teenwoordigheid, Here. Ons jaag U na, ons soek U koninkryk, Here. Ons soek U. Ons soek U. Here, soos daai vrou wat na 12 jaar uitgegaan het om net aan die soem te raak, Here. Dis ons vanoggend, Here. Dis ons elke dag wil wees, Here, is om net elke dag gaan ons uit met alles in ons, die laaste bietjie wat ons het, om aan U te raak, Here, om by U te wees. U is lewe. U is lewe. U gee doel, U gee vrede, U gee vreugde. U gee rigting. Ons is afhanklik van U. Here, en ons kom nou in aanbidding en nie vir wat ons kan kry by U, Here, maar om onvoorwaardelik U lof en eer te besing. Heilig, heilig, heilig is U, Here God almagtig. Heilig, heilig, heilig is U. Here, ons kom lê neer elke gedagte wat nie van U af is nie. Vrees, angs, ambisie, wat dit ook al mag wees, Here. Vleeslike begeertes. Ons kom lê dit neer en ons besef vanoggend net weer eens, U alleen. You alone, Lord, will satisfy us, Lord. Ons bruidegom. Ons bruidegom. En as U bruid, Here, kom ons sing ons en eer ons U, en loof en prys ons U, aanbid ons U, en U alleen. Ons bruidegom. In Jesus naam. Staan net vir 'n oomblik so in sy teenwoordigheid. Ek het die voorreg om te preek vandag en Sondag na Sondag woord te bring, maar yes, geen mens kan die werk doen wat hy doen nie. So staan net vir 'n oomblik. Wees net so bewus van hom nou. Jesus. Heilige Gees. Here, kom werk in elke gedagte, in elke hart. Here, U het mag en gesag oor storms. Ek bid dat U nou storms sal kom stil maak. U gee vir ons 'n rein hart, 'n nuwe hart. Dis 'n nuwe harte. Dankie, Here, vir nuwe harte. Jesus. Jesus. Dankie, Here. Here, ons het U lief. Ons het U so nodig. Ons het nodig om ingeënt te wees in U. Ons het U nodig om vrug te dra. Ons het U nodig om te groei. Ons het U nodig dat ons gesnoei word, Here. Ons het 'n snoei nodig. Here, maar hoe sag is U hand? Oh, how gentle is the hand of our Father. Thank you. Jesus, ons koning. Ons koning, ons roep U naam aan in hierdie oggend. Kom doen 'n werk in ons, Here. Kom doen 'n werk in ons. Mag hierdie oggend glorie bring aan U naam en U naam alleen. U alleen is dit waardig. In Jesus naam.
Amen. Okay, great. Julle kan blaai na Hebreërs 11 toe. Dit is redelik waar ons gaan boer vandag. Julle wat in woordskool is, julle het al die teaser gekry vir vir vandag se preek. En ek sal nooit vergeet, ek wil eers met 'n storie begin. Ek sal nooit vergeet, dit is 2013. Die 13de Februarie, toe moes ons in ons Afrikaanse klas mondelings, wie onthou daai mondelings wat jy moes praat? En jy moes omtrent elke jaar oor 'n rolmodel praat. Vir my ek het partykeer, ek was altyd so in twee stryd as dit kom by 'n mondeling, want ek wil nie eerste gaan nie, maar ek wil nie die laaste gaan nie, want as jy laaste gaan, dis dit daai volle 3 periodes wat gebruik word vir mondeling, sit jy daar in stres. En dit is weer eens, die Here het 'n sin vir humor, vir ou wat regtig nooit voor mense praat nie. Dis dit nogal redelik deel van my lewe nou. Ek meen in graad 4 van julle ken hierdie storie. Het ek redenaars gepraat. Toe hak ek vas by my tweede kaartjie, so hier in die middel. Maar sommer goed hoor, dat ek uit die saal uit hardloop in trane. Nooit weer sal ek voor 'n mens praat nie. Dis klaar, dis verby. En kyk waar ons nou vandag. En maar nou is dit weer, ons moet oor 'n rolmodel praat en een van my vriende, ek gaan nie sy naam sê vandag nie, maar hy praat toe oor sy rolmodel. Hy kom vorentoe die 13de Februarie en sy rolmodel waar hy toe daai dag praat is Oscar Pretorius. En hy sê van wat 'n goeie rolmodel hy is en hoe hy die odds oorkom het en alles wat hy, jy weet, ek meen baie mense het aan hom gepraat as 'n rolmodel voor die 14de Februarie. En die 14de Februarie daai oggend is dit weet ons wat gebeur het en hy het sy meisie geskiet en hy's nou tronk toe en daai dag toe ons nou by die skool kom, dis dit van die kinders moet nog hulle mondeling doen en die vriend amper sê ek sy naam, hy gaan na die juffrou sê, juffrou kan ek net iets vir die klas sê? Sy sê dis reg en hy gaan voor en hy sê ek wil net vandag verklaar hy's nie meer my rolmodel nie. En daar gaan sit hy weer. En hoekom begin ek met die storie is alhoewel die preektitel geloofshelde is, wil ek die volgende nie eers in fynskrif sê nie, in groot skrif. Daar is net een held en dis Jesus. Want ek wil vir jou sê elke held skiet kort. Almal van hulle. Jy kry nie 'n perfekte held nie. Maar ons gaan na Abraham kyk vandag, want ons moet onthou die Bybel is baie keer beskrywend en nie net voorskrywend nie. So alles wat die ouens verkeerd doen, is nie noodwendig vir ons om, dis okay om dit te doen nie, want die Here is genadig nie. Partykeer beskryf dit hulle foute sodat ons kan leer daaruit en kan sien wat hulle verkeerd kry. Met ander woorde, ek dink 'n baie bekende voorbeeld is Dawid. Ons moet nie noodwendig Dawid en al sy gedragspatrone naap nie. Het hy 'n reus verslaan? Natuurlik. Was op die oorlogsveld toe hy daar moes wees? Nee. En toe word hy gevang in versoeking, omdat hy moes op die dak gestap het. Hy het nie saam met die Here gewandel waar hy moes nie en gewandel het waar hy nie moes wandel nie, op die dak. En hy sien vir Batseba en hy trap in daai struik. So ons gaan kyk vandag na Abraham. Ek noem hom 'n geloofsheld, want daar is baie wat ons kan leer van hom, maar bo en behalwe dit kan ons baie leer van God. En dis wat jy moet sien as jy die Bybel lees, is nie net noodwendig altyd wat jy kan leer by die mense nie, wat hulle reg gedoen het en wat hulle verkeerd gedoen het. En dit is goed, maar in hulle verkeerd om te sien hoe goed God is. In hulle reg om te sien God se karakter, hoe hy reageer op foute, want is maar prys aan foute wat ons maak, maar ons sien ook dat hy 'n beloner is wanneer ons hom soek. So vanoggend se preek se doel wil ek regtig hê jy moet jy uitstap gestig in jou geloof. En ek gaan nou al vir jou sê, ek wil nou eintlik meer aan die einde gesê het, maar ek gaan aan die einde vir jou, nee, kom ek sê dit nie nou nie. Anders sit en dink jy die hele tyd aan 'n antwoord. So ek gaan wag tot die einde toe. Hebreërs 11 vanaf vers 1. Lees ons as volg. Die geloof is dan 'n vaste vertroue op dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die oud getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. God het geskep. God het geskep, dit beteken hy besit die aarde. Amen. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het
dat hy regverdig is. Omdat God oor sy gawes getuies gegee het, deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. En hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het, want voor hy weggeneem het, hy getuienis ontvang, dat hy God behaag het. En sonder die geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo, dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. So geloof het 3 stappe. Kennis, so jy het kennis van die Bybel, jy het kennis van die beloftes. Dan die tweede stap is om in te stem tot die belofte. Want ek wil hê jy moet sien dat daar 'n aksiepunt is tot geloof. Dit is nie net ja ek glo of ja ek weet van dit nie. Jy hoor dit, jy kom in ooreenstemming met dit en dan vertrou jy op dit. En ons sien dit in Abraham. Abraham wat weggetrek het uit sy land uit. Abraham wat sy seun geoffer het. En ek gaan nog lekker in daai want daar's eintlik baie meer as Abraham het weggetrek en Abraham het sy seun geoffer. Abraham het 'n pad gehad waar hy gegroei het in sy geloof. So daai is 3 so ken die woord van God. Begin vertrou op dit. Of kom in ooreenstemming met dit en dan vertrou jy op dit. Dan sit jou aksiepunt. En dan hoop. Want ons 3 goed wat ek in vers 1 vir julle wil wat ek uitgeskryf het wat ek graag wil uitbrei op. En dan hoop. Hoop dien vir jou as 'n anker. En ons as gelowiges hoop nie in 'n onsiene, onbekende belofte nie. Die wêreld wens, hulle hoop, hulle wens iets gebeur, hoop dinge speel maar so uit. Maar ons as gelowiges het 'n vaste vertroue in 'n hoop van iets wat werklik sal gebeur. Want God maak 'n belofte en hy kom dit na. En dan, die laaste een is om 'n getuienis te ontvang. Want wat gebeur wanneer ek en jy in geloof uitbeweeg? Jy ontvang 'n getuienis. En wat is daai getuienis? Want ons sien in die Ou Testament dat hulle geloof was vir hulle toegeken as geregtigheid. Ek wil hê jy moet sien in die Ou Testament was hulle ook gered, net soos ons vandag, deur geloof. Maar geloof sonder werke is dood. So ek wil hê jy moet heel eers verstaan, jy word gered deur geloof alleen. Daar's niks en niemand anders wat jou kan red as geloof en dit is geloof in Jesus Christus. Prys die Here. Ek spot die Woensdag so bietjie by die woordskool. Imagine ons het in hemel toe gegaan as gevolg van werke. Ek meen hoe lekker is dit om hier te luister as iemand sy eie beeld blaas en hoe oulik hulle is. Ja, ek het mos nou hierdie bakkie en hierdie dit en daai dat en so gaan hulle lekker aan. Hoe aaklig moet dit wees as jy tot in ewigheid moet luister hoe goed hierdie persoon was en dis hoekom hy redding gekry het. Ons kry redding net deur een ding. En dit is geloof in Jesus Christus. Deur werke? Nee. Maar tot goeie werke. So ek wil hê jy moet daai onderskeid sien vandag, want jy word gered tot goeie werke. Sonder werke is jou geloof dood. Want Jakobus sê wys vir my jou geloof sonder werke en ek sal jou my geloof wys deur my werke. En ons sien dit in Abraham se lewe ook. En hierdie getuienis wat jy ontvang is in Romeine 4 vers 3 kan jy gaan lees daaroor, is dat dit is toegeken, hierdie getuienis wat Abraham en al die geloofshelde wat jy lees in Hebreërs as gevolg van geloof is geregtigheid aan hulle gegee. Wat is geregtigheid? Jy staan reg voor God. Daar's vrede tussen jou en God. Ek wil hê jy moet dit besef. Ek het Vrydag toe gooi ek hierdie een op die hele laerskool van Eucharist. Het jy geweet dat almal in die hemel toe gaan nie en dat almal word gebore en is op pad hel toe? Tensy hulle Jesus aanneem, gaan hulle hemel toe? Want dis die waarheid. Dis die waarheid. Jy word gebore in vyandskap met God. Want jy word gebore sondaar. En die enigste manier hoe jy in geregtigheid kan kom, in regstaaning kan kom met Jesus Christus, is om hom te glo en uit daai plek uit te lewe. Net soos Abraham hulle, net soos vandag, deur geloof en geloof alleen. Geloof in hom. Maak dit vir julle sin? Daar's nie 'n ander pad hemel toe nie. All roads may lead to Rome, but they will not lead to heaven. Dit kan ek jou nogal redelik beloof. En dan kom ons by Hebreërs 11 vers 8, sorry. Wil ek die volgende lees.
Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Nou ons het nou lekker gekyk na Abraham se lewe. En as jy gaan kyk, Abraham het nie begin as hierdie geloofsman wat reg gestaan het om sy seun te offer nie. Toe God hom geroep het om te trek uit Ur uit. As jy mooi gaan kyk in die Bybel, het Abraham nie alleen weggetrek nie en hy het nie eers 'n familie gevat en uit Ur uitgetrek nie. Sy pa Tera het hulle gevat en na Haran toe gegaan. En het hy sy pa gelos in Haran daarso, soos wat God gesê het in Genesis 2, los jou familie, los jou vader. Wanneer trek hy uit Haran uit? Nadat sy pa dood gegaan het. So hy het nie begin as hierdie absolute held, Here sê en dan gaan hy nie. Is dit vir ons, moet dit vir jou sê, ons kan dit maar so doen? Nee, hierdie verduidelik God se genade. Prys die Here vir sy genade wat ons het. En daarna trek hy alleen toe verder aan. Nee, hy vat vir Lot saam, sy broerskind. Hy vat hom saam. Van die ouens praat van 15 jaar wat verspeel het van waar hulle glo hy die belofte gekry het in Ur tot wanneer hy eintlik in die land Kanaan aankom. Daar kom Abraham in die land van Kanaan aan, rig 'n altaar op. Ou doen goed. Maar ewe skielik is daar droogte. Man van geloof. Nee Here, maar U sal voorsien. Want hy kom uit Ur uit wat in die Mesopotamiese streek is. Dis groen. Dit was die mees gesofistikeerde civilization van sy tyd. Gevorderd man. Nou kom hy hier in Kanaan tussen 'n klomp heidene. Wel, hy was ook maar 'n heiden. Sy pa was uit afgode aanbid. So hy 10-10-1 ook. En dis 10-10-1 hoekom hy moes wegtrek daarso. Wil jy moet dit sien. Hy kom in Kanaan en daar's 'n droogte. Wat doen hy? Here help, jy gaan voorsien. Nee, die ou gaan Egipte toe. Want Egipte lyk soos waarvan hy kom. Ek het altyd gedink Egipte is nog net duine en woestyne. Ek is soos nee in die Bybel nie. In die Bybel was dit 'n ryk, mooi plek gewees. Dit word vergelyk met die tuin van die Here. Hy kom daar aan en as dit nie genoeg is nie, nou vrees hy vir sy lewe. En wat sê hy vir die farao? Of wat sê hy eers vir Sarai? Soos nog nie Sarah daar nie. Sê vir hom, jy is my suster. Nou daar het hy nie gejok nie, so vreemd soos wat dit mag klink. Sy vrou was sy halfsuster. Maar waar het hy gejok? Hy het hulle huwelik ontken. En dan kom 'n vloek oor Farao se huis as gevolg van hulle wat by hom bly en hy wat haar neem as sy vrou. En hoekom sê ek daar so uitdruklik vir jou? Want Abraham wat veronderstel was om 'n seun te wees, word 'n vloek vir Farao en sy huisgesin as gevolg van sy ongehoorsaamheid. Hy kry 'n belofte van 'n groot nasie. Hy kry 'n belofte van 'n nageslag. Ek sal jou naam groot maak. Maar hy wag voor hy na die land toe gaan. Hy trek nog uit daarna toe daar gedroog te kom. En ek kan nie help om te dink nie, is dat 'n groot deel van die vertraagdheid tot die belofte van hierdie nageslag was as gevolg van Abraham wat nie altyd dadelik opgetree het en dadelik gevolg het nie. Hy het lank gevat voordat hy die beloofde land toe gegaan het. Hy trek nog eers uit daarna. Maar hoe mooi is dit wat volg, is 'n man wat groei in sy verhouding met God. En God wat genadig is tot hom en hom 'n kans gee om te groei in daai geloof. So Farao, God beskerm hom, want Farao maak hom nie dood nie. Hy weet as gevolg van die vloek wat oor sy huis kom hy agter as hy net vir Sara vat, wat gaan hy doen as hy hulle doodmaak? Wat gaan die Here dan aan hom doen? En hy laat hulle gaan. En hulle kom weer terug in Kanaan en hier is hulle fees te veel. Hy en Lot, hulle trek nog saam, onthou, hy moes vir Lot gelos het. Hy los nie vir Lot nie. Lot is by. En hulle fees te veel. Die land kan nie hulle vee onderhou nie en Abraham gee vir hom die keuse. Kies jy eerste wat se deel jy wil hê. En Lot sien die mooi deel. Die deel wat lyk soos waarvan af hulle kom. Die deel wat lyk soos Egipte. En hy kies vir hom die mooi deel. Maar as jy mooi gaan kyk, Lot kies die deel wat die volgende 2 bekende stede in het. Sodom en Gomorra. En jy sien hoe Lot gegaan het van in daai hoofstuk hoe hy gesien het en hy het naby Sodom gaan kamp opslaan.
En dan sien jy later in die hoofstukke hoe hy gevind word in Sodom. En ek wil hierdie twee scenario's, Abraham en Lot, heeltyd voor jou afspeel vandag, waar Lot het beweeg, wat nooit daar moes gewees het nie, uit 'n plek het van wat hy sien, het vir hom sin gemaak, en hy het dit begeer. En dis 'n sonde werk. Jy dink jy gaan net voordeel trek uit hierdie geselskap miskien, of hierdie groepie mense, maar jy gaan nie te naby kom, jy gaan nie deel vorm van die sleg wat hulle doen nie, so jy slaan kamp naby op. En as jy self kan kry kort voor lank, dan bly jy maar saam met hulle. Sop vir die geselskap wat jou, baie belangrik. Sê ek jy moet nie mense bereik nie, sê wat ek sê nie. Maar die kringe waarin jy sit, Psalm 1 sê dit so mooi, waar jy wandel, waar jy staan en dan sit. Jy kan gaan kyk, dis so mooi, dit volg so op mekaar. Eers wandel ons in die kringe waar ons nie moet nie, dan klink dit ook 'n bietjie interessant, so dan gestaan en luister jy nou maar, en jy self kan kry, dan sit jy in dit. Sop vir die kringe waar jy beweeg. Maar Abraham kry die land wat nog steeds in droogte is. So wat kan hy doen? Hy kan net vertrou op die Here. En die Here sê vir hom, hierdie land sal ek aan jou nageslag gee. Daarna gebeur, en Abraham, en dis wat vir so mooi was, oral waar hy gaan, ten spyte van die goed wat hy verkeerd gekry het, soos ek vanoggend vir julle gesê het, gaan hy en hy rig 'n altaar op vir die Here. En ek wil hê jy moet Abraham in konteks verstaan. Hierdie ou was nie 'n Christen toe hy geroep is nie. Hy het groot geword in 'n land, die maangod was hulle hoofgod gewees, van hulle vertalings noem hom Nana, so oumas, wat hou daarvan as jy hulle kind vir jou Nana sê, nee maar lekker. En die ander naam was Sin, dit is letterlik sin, soos wat ons nou in Engels sal sê, sonde, sin, was hierdie maangod se naam gewees. So hy het groot geword as in 'n huis wat afgode gedien het. Dis hoekom God hom daar wou uitkry. Want sien, Lot het nooit ontslaag geraak van daai nie. Maar hy wou hom daar uit hê. En as gevolg van sy vertraagdheid, soos ek gesê het, was daar 'n vertraagdheid, en daar was 'n vertraagdheid aan sy belofte. So ek wil die volgende voor jou sit, is waar moet jy, dis die eerste vraag vanoggend, waar bly jy nog waar jy nie moet bly nie? Waar het God vir jou gesê, trek uit? Maar die ding is, ek dink baie keer, ons dink, en dis in ons westerse kultuur, en ek dink baie met die moderne Christendom, en jou Afrika kultuur is maar dieselfde, as jy nie vir hulle sê, jy moet net vir Jesus dien, nie sal hulle die voorvaders vir Jesus dien, en die volgende een wat nog 'n geloofsding voor hulle bring, want hulle, dis is 'n stokkie vir hulle, alles wat help, sal hulle vat, alles wat hulle voorspoedig sal maak, sal hulle vat, maar in ons westerse kultuur is maar dieselfde, nie noodwendig op daai manier nie. Maar ek wil hê jy moet sien, is om God te volg in sy belofte, soos wat ons by Abraham sien, verg dat ons sekere goed moet agterlos. Die goed wat hom nie behaag nie. Die goed wat nie eer bring aan hom nie. Die goed wat ons distract, ek kom nie op die Afrikaans nou nie, wat ons aandag aftrek, wat ons aandag weghou van hom af. Hy wil hê ons moet wegtrek daaruit. En dan gaan dit nie altyd lyk soos wat jy dink nie. Dit gaan nie altyd soos hierdie beloofde land lyk. Weet jy, wat daar aankom, daar kan dalk 'n hongersnood wees. En 'n voorbeeld by ons, en ek het al baie daaroor gepraat, is byvoorbeeld, toe ons destyds gesê ons gaan 'n kerk plant, ek dink, as jy, seker enige ou, as jy dink jy gaan 'n kerk plant, jy gaan 'n kerk plant, en soos die mense gaan net kom, soos, it's gonna be good, it's gonna be nice, dit gaan net soos, it's just gonna happen, jy weet, die Here gaan net bysit. Dit is nou nie heeltemal soos wat ek gedink het dit gaan wees nie. Dit is 'n goeie 2 jaar gevat, waar ons werklik begin groei sien het. Maar was 'n tydperk, en moenie 'n fout maak nie, dis nooit dat ek in die Here getwyfel het nie. Ek is soos Here, het ek nie gemis. Waar het ek na die verkeerde land toe getrek? Is hierdie die verkeerde Kanaan waar ek nou is? Moet ek my goedjies oppak en na Egipte gaan soek? Dis wat in jou kop aangaan. En ons moet die Here leer vertrou om in Kanaan te bly ten spyte van die feit dat dit nie altyd so gelyk het nie. En ek wil daai se geestesbeginsel vir jou. Is om die Here te volg lyk nie altyd vir jou op daai gegeewe oomblik as dit die regte plek is nie. Alles laai nie noodwendig op nie. Alles hardloop nie net so nie. Maak dit vir jou sin? En ek wil jou bemoedig in daai tydperk om nie die eerste naaste Egipte te soek, nie die naaste uitkoms te soek nie, om die Here te bly vertrou. Here, U het gesê, en dis hoekom 'n woord so belangrik is, 'n woord van die Here. Ons is nou weer besig om kliphard te bid vir 'n woord van die Here oor 'n situasie in ons lewe. Hierdie is die jaar van geloofstappe vir my, hoor. Kan dit julle net vir julle sê, die gebou en as daar nog eene.
Sodat wanneer jy in 'n plek is waar goed nie lyk asof dit die regte plek is nie. Here, maar ek het 'n woord. Ek wil nou vir jou sê Petrus op die water is ook nie 'n regte plek nie. Daar's nie veronderstel om te gebeur nie. 'n Mens moenie op water loop nie. Maar hy het daarop geloop want hy het 'n woord gehad. Abraham kry toe die land van Kanaan en die Here sê vir hom, hy gaan dit aan hom gee. Suid, wes, oos, noord, alles. Korte rukkie daarna, hier's 'n man, en nou moet jy, dis die volgende ding wat ek wil hê jy moet sien is, eers trek hy uit omdat daar nie voorsiening is nie. Hy kom in Egipte en hy's bang, so hy jok. Vrees. Dis die volgende ding wat ek wil aanraak. Nou is hy in die land en daar kom 4 konings van die noorde af. Jy kan gaan lees in Genesis 14:15. Een van daai twee, okay? En daai 4 konings kom af. Hulle kom beklei teen 5 konings in Israel. Kom of Kanaan dan op daai tyd. En hulle verslaan hierdie konings. Maar wat jy moet in daai teksvers sien is, nie net verslaan hulle daai konings nie, soos wat hulle afkom, verslaan hulle 'n klomp nasies. Onder andere van daai nasies is die Susite, die Enakite en die Rafaite. Hoekom is hulle so belangrik om te verstaan? Want dit is reuse. Ek wil hê jy moet besef hoe almagtig en hoe kragtig, nie almagtig nie, hoe kragtig is hierdie 4 konings wat besig is om te trek na die area waar Abraham en Lot hulle self bevind. Hulle kom, verwoes hierdie 5 konings, neem alles, mense, goed, alles, en vir Lot. En Abraham hoor dit kom by Abraham uit. En hier's ou wat bang was vir Farao, onthou? En wat is Abraham se reaksie? Hy vat 318 man. 308, dis nie baie nie, teen 4 konings wat afgetrek het. En hy gaan, en hy sit hulle agterna, nogal redelik hoog op, as jy gaan kyk, hulle tot en met noord van Damaskus gegaan, sit hulle agterna, en verslaan hulle, kry vir Lot terug, en kry alles terug. En net 'n bietjie, alles vat hulle terug, mense, goed, en hulle bring dit terug na Sodom toe. En hier kom weer 'n versoeking voor Abraham. 2 figure. Die koning van Sodom ontmoet hom, en die koning van Salem of Jerusalem met die naam Melchisedek. Interessante karakter in die Bybel. Jy kan jouself nogal besig hou met hom. En Sodom se koning kom en hy kom met niksie. Hy kom net om tegemoet en sê jy kan alles kry. Sal dit versoeking wat vir Lot is. En hy sê vir hom nee. Want die wêreld gaan met beloftes kom. Daar gaan maklike maniere wees vir rykdom. As jy dink aan Jesus wat die versoeking kry van die duiwel wat sê buig voor my en jy kan al hierdie kry. Alles gee ek vir jou. En aan die ander kant sien ons die koning van Salem, Melchisedek, wat koning van geregtigheid en koning van, en hy's 'n priester van die Allerhoogste, so hy's 'n koning van vrede ook. En hy gee vir hom brood en wyn. Interessant is dit. Nagmaal. Ons dink dit is 'n skare tipe van Jesus. En hy gee 'n seën oor hom. Hy spreek 'n seën oor hom. En Abraham kies nie die rykdom, 'n aardse rykdom wat van Sodom se koning afkom nie. Maar hy kies die seën wat van Jesus afkom, wat van God afkom, wat van hierdie koninklike, hierdie goddelike koning en priester, en hy kies dit. Jy gaan, nadat jy Jesus gekies het, nadat jy weggetrek het, gaan daar partykeer voel jy's in 'n droogte, en nou is 'n droogte, en dan gaan uit weg te kom. En dan gaan jy moet onderskei. Gaan ek die maklike ene vat, of gaan ek aanhou vertrou om die seën van die Here oor my lewe te hou, en te glo, soos wat ons in Hebreërs 11 lees, dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. En dit is wat vir my so mooi is in Genesis 15 vers 1, en ek sê dit vanoggend daar agter ook, is hy sê, nadat hy nee gesê het vir Sodom, sê nee, vat alles, want niemand sal sê dat jy my ryk gemaak het nie. Dit was sy woorde aan die koning gewees. Dat niemand sal sê jy het vir Abraham ryk gemaak nie. Jy gaan nie ergens down the line op my deur kom klop en sê, maar hoorie Abraham, ek het mos nou vir jou al hierdie en hierdie en hierdie gedoen nie. Die Here is my beloner. Die Here is my skuld. En ek wil vanoggend vir jou vra is, glo jy werklik dat hy 'n beloner is? Glo jy dat jy jou geloof sal beloon? Die werke wat jy insit, al lyk dit nie altyd jy is besig om beloning te ontvang nie. Hulle is dalk nou 'n droogte in die Kanaan, in die woord waar jy heiliglik vind.
Ek het hier geskryf wat belangrik is vertraagde gehoorsaamheid is ook ongehoorsaamheid. So ek wil hê met baie mooi verstaan is, ek is nie besig om te sê dat dit 'n goeie ding is dat jy kan vertraag op jou belofte soos Abraham nie. Maar ek wil hê jy moet God se karakter in dit sien. Dat vir oggend is vir jou geleentheid om te sê, Here, daar waar ek vertraag het, daar waar ek nog nie reageer het in gehoorsaamheid nie, is ek jammer. En dan wil ek repent daarvoor. Want dit is 'n belangrike ding om te doen. Is wanneer jy dit verkeerd gekry het om nie in die bos te gaan wegkruip en vyeblare aan te trek nie. Maar om te sê, Here, hier is ek. Ek gaan nie wegkruip nie. Ek het dit verkeerd gekry en uit daai plek dis hoekom ons genade kry, sodat jy kan aanhou groei. En ons sien hoe Abraham gegroei het in sy geloof. Ons sien hoe Abraham gaan, hoe julle lees in Hebreërs 11 vers 17 tot 19. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enige gebore geoffer, aan wie gesê is, in Isak sal jou nageslag genoem word, want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. As jy gaan lees, toe hy die opdrag gekry het van Isak, dit is 'n verskriklike groot opdrag. Dit is bietjie groter as die hele trek uit jou land uit. Hy moet, nou daar's 2 goed wat hy opoffer. Sy seun waarvoor hy nou al redelik nogal lank wag, 25 jaar, wat hy wag vir Isak om te kom, en die belofte, want die belofte sou deur hom gekom het. So dis die hele belofte van jou nageslag wat deur hom gaan kom. Is God se beloftes vir jou belangriker of is gehoorsaamheid vir jou belangriker? Daar altyd daai. God gee beloftes, maar ons moet bereid wees om hom te soek buite die beloftes. Kom ons kom terug, daar is net so side note. As jy gaan lees, het Abraham daai oggend, nadat hy die woord gekry het van Isak, vroeg opgestaan. Hy het vroeg opgestaan, hout bymekaar gemaak, almal bymekaar gemaak en hy het uitgetrek. En dis wat ek wil hê jy moet sien is, hier's Abraham, 'n geloofsheld wat dit nie altyd reg gekry het nie, maar hy het gegroei. En die Here sê vir hom, hieraan weet ek dat jy niks van my sal weerhou nie. Jy mag dit die getuienis is wat die Here oor my het. Is in Drieko, hieraan weet ek, omdat jy my volg, omdat jy die beloftes, selfs jou beloftes wat jy van my afkry, voor my sal neerlê, dat jy niks van my sal weerhou nie. En Isak leer op daai dag 2 goed. By sy aardse pa leer hy dat daar is 'n opoffering daaraan om die Here te volg. Daar is 'n offer aan dit. Jy gaan nie om dit kom nie. Reg deur die Bybel, daar is 'n prys wat betaal word. Nie vir redding nie, maar om te volg. Om te volg is altyd moeilik, maklik nie. Jy moet jou kruis optel. Jou lewe nie lief hê nie, jy moet dit neerlê. Kyk net na die apostels. Maar hoe het hulle wandel geëindig? Almal is vervolg as gevolg van hulle getuienis van Jesus. Maar hulle het hulle lewe nie liefgehad tot die dood nie. En hulle het hom gevolg. Ek dink altyd aan daai skrif is wanneer dinge bietjie ongemaklik raak en nie altyd my sin maak nie en ek so bietjie gaan moan by die Here. Dis nie 'n goeie ding nie. Ons mag nie moan en murmureer nie. Maar as en dan as ek, Here, ek is moeg, dan kom my teksters by my op. Maar die ou na Jesus toe kom en hy sê vir hom, ek wil jou volg. En Jesus sê vir hom, jakkals het gate, voëls het neste, maar die seun van mens het nie eens 'n plek om sy kop neer te lê nie. Nou sluk ek hom baie vinnig met trots. En dan kom ek agter, hierdie gaan regtig nie oor my nie. Hierdie lewe gaan nie oor my nie. Gaan oor jou nie. As hy die seun van mens, God, hy het nie in rykdom en in weelde kom bly nie, maar gehoorsaam was aan die Vader, tot op die punt van die kruis, dood gegaan, dan moet ons ook bereid wees om dit te doen. Sê ek ons almal gaan vervolg word? Nee, ek sê nie. Wie weet, ek weet wat die toekoms inhou nie. Maar het jy hom so lief, dat jy niks sal weerhou van hom nie. Niks sal weerhou van hom nie. En laaste punt wat ek hier neergeskryf het, is die teks beskryf dat hulle as 'n vreemdeling gebly het in Kanaan. Hoe vreemd is dit? Dat Abraham, Isak en Jakob was beskryf as vreemdelinge in Kanaan. Die land wat aan hulle gegee is deur God.
Sien, hulle geregtigheid was aan hulle toegereken, nie omdat hulle die belofte in hulle lewenstyd gesien het nie, maar dat God vertrou onvoorwaardelik. En hulle het die belofte van ver gesien. En het vertrou dat dit so sal wees. Hulle het nooit die belofte in hulle lewenstyd sien uitspeel nie. Kan jy geloofstappe neem wat jy nie in jou lewenstyd gaan sien nie? Maar dit na jou. Want ek dink almal van ons wil die vrug eet van dit wat ons doen. Ek het nou vanoggend vir jou, dat het toevallig die woord vir jou gegee. Ons almal wil. Ek dink want dan voel dit, Here, ek het nie my tyd gemors nie. Jesus, Here, dankie tog, ek het dit gehoor. Maar kan jy hom volg in die onbekende waar daar 'n punt is waar generasies na jou die seën gaan kry? Prys die Here vir Abraham se gehoorsaamheid. Jo, ons sit vandag met die Bybel. Ons sit vandag met Jesus wat deur hom gekom het. As gevolg van Abraham se gehoorsaamheid. Hy's werklik 'n seën vir almal. Hy's werklik 'n seën vir almal. Prys die Here vir Abraham se gehoorsaamheid. Wat wil die Here doen met jou gehoorsaamheid? En ek wil sien, jy moet sien. Abraham was nie perfek nie. God was. En jy moet net hou. Hou net aan met volg. Hou net aan met volg. Ek beskryf vanoggend vir hulle, dit voel vir my hierdie laaste ruk veral, want Desember toe ons beweegkerk pastore bymekaar gekom het, toe vra JC, ons apostel en die stigter van beweegkerk, toe vra hy vir ons, wat is julle geloofstap vir elke gemeente? Vra hy nou vir die leiers, wat is julle geloofstap vir die jaar? En ek het werklik gevoel dat dit die gebou is. Maar julle, die elke deur, net soos iets belovend lyk, dan is draak daai geleentheid so toe soos 'n gaan dit op die recording sit hier. As ek soos, Here, hier gaan niks aan nie, wat 'n heng. Raak ou besmoedig. En ek was regtig die Here leer vertrou het. En hier kry ons hierdie gebou. Ek sê vir hulle, as ons daar instap, ek sê vir, ek prep al voor die tyd. Want ek die eerste keer daar instap, dit bad gelyk. Soos regtig sleg gelyk. In die sin van, want daar was mense wat daarmee gewerk het daar binne. So die een muur is stukkend gery en die plaks hang so in die lug en dis vuil en ek sê vir liefie, geestesoog. Geestesoog. Nie vlees nou kyk nie, geestesoog. En meer ek daar bid en ons daar saam bid, is gevoel dat dit hierdie is ons geloofstap en daar is baie uitdagings aan dit. En hoekom ek dit vir jou vertel is, want hierdie is hoe dit vir my voel tans. Die heel eerste keer, ek het in Koffieja groot geword, die van julle wat nie weet nie, en die van julle weet dalk, meeste van julle weet eers dalk waar dit is nie. As jy oog knip, is jy daar verby. En daar's nie baie water nie. So hierdie wat mense partykeer bid dat reën moet ophou is my vreemde ding. Ek is soos Jesus, asseblief. Ek is daai ou wat regtig in die deur gaan staan en kyk hoe dit reën, want ek het nie groot geword met dit nie. En ons het ek spot so vanoggend, ek sê vir hulle, ons het in Koffieja leer jy op 'n waslap swem. Maar ons het regtig genoeg water om 'n swembad vol te maak hier. En die heel eerste keer, ek dink ons graad 8, dan vat 'n vriend my om te gaan ski op Klein Willem Dam. Ek is regtig nie goed in watersport. Ek het 'n goeie aanvoeling vir sport, nie watersport nie. En hy sê dis maklik. Gaan jy trek en jy gaan net opstaan. Okay? Great. Hoor jy toe daai boot my trek, ek probeer opstaan, my trek my oor die ski, al die skies is uit. Maar wat hy my nie gesê het is, as jy val, los die tou. Hulle het seker gedink, dit is van selfsprekend. As jy moet nie die tou vashou nie. Dis maar hou. En hy oom verloor die spoed nie. Maar ek sleep daar in daai water. Nou seker so, tussen 5 en 10 sekondes besef ek was seker maar los hierdie. Ek weet nie regtig hoe ek dink hierdie gaan uitspeel nie. En ek los en hulle kom haal my en moes eers terugsien vir die skis. Hoekom vertel ek hierdie vir jou? Dis dit bietjie vir my voel op hierdie oomblik. My wandel saam met die Here is, Here, ek hou nou vas. Maar ek gaan nie los nie. Al slaan die golwe my so bietjie so nou en dan, al maak dinge nie vir my sin nie. Ek gaan nie Egipte toe trek nie. Al kom die vrees, al kop die vrees aan my deur, Here, ek gaan kies om 'n altaar te bou en U te loof en prys. En dis hoekom ons 'n altaar gaan bou, wil ek amper sê, ons gaan nie regtig 'n altaar bou en iets offer Vrydag nie. Ons mag nie vure maak by die tannery nie. Dit is afgebrand, soos mag nie. Maar ons gaan 'n geestelike altaar bou, 'n plek waar ons die Here se naam gaan aanroep. Want ek het dit in Abraham se lewe gesien, is die Here, prys die Here vir sy genade. Want daar waar ek dit gemis is hy goed, nie ek nie. Al het ek kort geskiet op plekke, is hy goed. En ek praat eers net van sonde, ek praat nie van sonde eers nie. Dis net 'n big no-no, ek praat van gehoorsaamheidstappe wat jy nie vat nie. En hoekom wil ek vanoggend hierdie vir jou vertel is, want ek wil, en hier is my vraag. Wat is jou stap, jou gehoorsaamheidstap? Dieselfde vraag wat voor my gesit is.
in Desember. Ek dink ek het dit vroeër hierdie jaar ook vir julle gevra. Maar dan wil ek jou vra, hoe gaan dit met dit, as jy daai dag geantwoord het, met jou gehoorsaamheidstap? Is jy besig om te gaan vir dit? Is jy besig om te stap in dit? Het jy dit al gesien gebeur? En dan sal ek daai getuienis wil hoor. Maar as jy nie in daai diens was nie, of jy het nog nie een gekry daai dag nie, wil ek vandag weer vir jou vra. Wat is jou stap van gehoorsaamheid teenoor God? Waar is hy besig om jou uit te lei in geloof, waar dit buite jou vermoë is? Waar dit buite jou verstaan is? Waar dit nie vir jou sin maak nie? Wat is jou gehoorsaamheidstap in geloof? Het is belangrik dat jy daarop reageer, want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En hiermee wil ek jou troos, dat hy is jou skuld en hy is jou loon. En ek vanoggend terwyl ek nou hierdie laaste stukkie, dan dink ek, hoe gaan ek dit phrase? Broer, suster, vriende, familie. Kom ons sê familie. Julle is familie. En ek wil hê jy moet nou mooi luister. Baie mooi luister. Raak gemaklik daarmee dat jy in hierdie leeftyd 'n vreemdeling gaan wees. Soos Abraham, Isak en Jakob. Want jy is nooit gemaak vir hierdie lewe nie. Nooit nie. Ons gaan terug na hom toe. Prys die Here. Ek sien uit. Soos Paulus, ek het 2 geskeer. Ek is hier vir julle. Ek is hier vir waar die Here my wil gebruik. Prys die Here, hy wil ons gebruik. Maar ek sien nou maar baie uit om na hemel toe ook te gaan. Moenie 'n fout maak nie. Maar dit is goed as jy as 'n vreemdeling voel hierso. Ek wil amper vir jou sê, ek wil dalk vir jou sê, dis dalk 'n rooi lig as jy nie so 'n vreemdeling voel nie. As jy baie tuis voel in hierdie lewe en in sy manier van dinge doen, moet dit ook vir jou rooi lig wees. Want die Bybel sê ook vir ons is nie van hier nie. Ons is burgers van 'n ander koninkryk. Ons is nie burgers van hierdie lewe nie. Ons is wedergebore, op pad na ons ewige tuiste toe. Soos die Kaapenaar sê, jy sê van hier nie. Jy sê van hier nie. Ek is nie van hier nie. Jy ook nie. Ons is op pad hemel toe, maar ons werk om te doen. Ons werk om te doen. Wat is jou geloofstap? Maak dit vir julle sin. So, ons 'n paar beginsels. Ek wil net weer oor dit hardloop. Abraham trek weg. Lang gevat, moenie 'n fout maak nie. Paar jaar gevat. Nie 'n voorbeeld om te volg nie. Leer uit sy foute uit en sien dat God genadig is. Hy trek weg op die einde van sy familie, vaderland. Hoekom? Want dit het afgode verteenwoordig. Dit het die ou lewe verteenwoordig, die ou manier van dink en doen. Jy moet daai agterlos. Jy kan dit nie saamvat agter die belofte aan nie. Wanneer jy in die beloofde land kom, wanneer jy in hierdie woord stap, in hierdie gehoorsaamheid stap wat die Here vir jou gegee het, in geloof, weet dat daar partykeer 'n hongersnood kom. Ek wonder partykeer, ek het daai Woensdag gedeel ook, as Kanaan dit baie goed gelyk het in Kanaan, en Kanaan het beter gelyk as die area in Sodom en Gomorra, sal Lot dit nie vir homself gevat het nie? Daar's 'n droogte in Kanaan, en Lot vat dit nie, sodat Abraham Kanaan kan kry. Kan jy die soewereine hand van God in dit sien? Hy weet lank vooruit wat gaan gebeur. Lank vooruit, ver wat ek en jy kan beplan. En in Abraham wat sê jy kan kies, maak hy seker Lot kies nie vir Kanaan nie. Ons het droogte in Kanaan. God is goed, hy is getrou, hy is soewerein en hy kyk na die wat hom liefhet. Maar wat jy moet doen is hou net aan met lief hê. Maar ek wil jou uitdaag. Ek sê altyd, iemand moet nie vir my sê ek challenge jou nie. Dit is nooit vir my 'n natuurlike gevoel wat dan opstaan in my. Dit is soos moet my challenge nie, okay? Dan wil ek jou terug challenge. En ek sê beklerige ou nie. Maar ek wil jou uitdaag vandag. Ek wil jou uitdaag. Wat is jou geloofstap? Wat is jou geloofstap? Wandel jy in geloof? En in geloof is partykeer nie noodwendig 'n finansiële besluit of 'n groot projek wat jy moet aanpak nie. Partykeer is dit om op 'n uitreik te kom. Sies wat jy nie noodwendig doen, jy het nog nie vir mense gebid nie. Jy het nog nie wonderwerke gesien nie. Partykeer is dit 'n geloofstap om op 'n uitreik saam met te kom. Partykeer is 'n geloofstap om, okay, dis nog nie in my Bybel nie, maar dit is my notas, my preeknotas.
Maar om die Bybel te vat, hier is 'n Bybel in hierso. Om die Bybel te vat, te lees wat daarin staan en gehoorsaam te wees hieraan. Om actually te glo wat jy lees. En te glo dat hy sê wie hy is. En te glo dat daar 'n verantwoordelikheid is en te glo, want sien, ek sê Vrydag vir die kinders is jy moet verstaan, jy's 'n burger van die koninkryk. As jy Jesus Christus aangeneem het, is jy nie meer in die koninkryk van duisternis nie. Jy's in die koninkryk van lig, in sy koninkryk. Maar as jy 'n burger is van 'n land, het jy 'n regstatus, so jy mag daar wees. Great, awesome. Daai hang nog niks van jou af nie. Jesus het dit vir jou gedoen. As jy 'n burger is van 'n land, is daar sekere voordele vir jou. Ander lande het nogal voordele van hulle belasting. So daar is voordele vir jou. Daai het ook nog niks met jou te doen nie. Die Here gee daai. Maar dan is daar 'n derde punt daaraan om 'n burger te wees van 'n land. As jy 'n burger is van 'n land, het jy verantwoordelikhede. Jy moet die wet gehoorsaam. Jy moet lewe volgens die reëls van daai land. Anders wat gebeur met jou? Jy gaan tronk toe. Daar is gevolge. Ek sê nie jy gaan jou redding verloor nie. Dis wat ek sê vanoggend hè. Moenie 'n belofte prys gee nie. Moenie 'n belofte prys gee wat jy in die Here het, omdat jy nog wil vashou nie. Daar is so deel in Hebreërs 12 wat hierdie week by my opgekom het. Moenie soos Esau wees nie. Wat vir 'n oomblik, vir 'n vlietende oomblik kos wou gehad het, lensies op. Hier is daar beter goed. Maar vir lensies op, gee hy sy belofte op. Moenie so wees nie. En ek sê, so, verstaan my mooi, ek is nie besig om te sê jy gaan jou redding verloor nie. Moenie 'n belofte prys gee, omdat jy nie in gehoorsaamheid wil vasstap nie. Omdat die prys vir jou te hoog is. Daar is nie 'n prys hoër as die een wat hy betaal het nie. Jy sal nooit 'n groter prys kan betaal as Jesus nie. En wanneer raak die prys te hoog? Dis as jy punt 1 vergeet die prys wat hy betaal het. En punt 2 vergeet wat die skrif sê, wat sê hy is 'n beloner. Hy is jou skuld en hy sal jou beloon. En of dit nou in hierdie lewe is of die een hierna, ek wil in elk geval in die een hierna baie meer beloon word as die een hier. Want daai is waar ek meeste van my tyd gaan spandeer. Kom maar net vir jou sê, as jy nie weet dit nie. 'n bietjie meer tyd daar spandeer. So ek wil redelik vir my beloning daar hê. Dan sal ek gelukkig wees. Ek wil jy moet bemoedig wees deur vanoggend. Dit moet nie vir jou 'n swaar woord wees nie. Maar dit moet 'n woord wees van bemoediging. Soos vertrou op jou God. Hy's beter as wat jy dink. Ver beter as wat jy dink. Jy hoef hom nie goed op te maak in jou kop nie. Jy hoef hom nie te verdedig nie. Sy skrif sal dit meer as genoeg doen. En hy sal dit ook doen. Jaag hom net na met alles wat jy het. En sien hoe hy doen in jou lewe. Ver bo wat jy kan dink, droom of ooit geimagine het, verbeel het, wil ek amper sê. Hy is so goed. Is jy daar waar ons Egipte toe getrek het, daar waar ons vertraag het op 'n woord van wat ons van U af gekry het, Here. Wil ek vir myself en ons enige persoon hier wat as jy dit saam met my wil bid, Here, ons is jammer, Here. Ons wil nie in ongehoorsaamheid stap teenoor die beloftes en die woord wat U vir ons gee, Here. Here, ons is jammer waar ons U nie genoeg vertrou het nie, Here. Waar ons U karakter nie vertrou het nie. Waar ons getwyfel het in U. Waar ons nie geglo dat U is die God wat U sê U is in die Bybel nie, Here. Here, soos wat ons nou staan en in hierdie laaste lied ingaan en Here, ek bid dat U vir elke persoon wat hier sit of staan nou 'n belofte sal gee. 'n woord sal gee. 'n woord van geloof. En waarop hulle kan uitstap. En as hulle reeds een onlangs gesien gebeur het, gee hulle 'n nuwe een, Here. Dat ons altyd sal wandel in geloof saam met die almagtige, soewereine, alomteenwoordige God. Heilig, heilig, heilig is U. Here, dankie dat U skrif sê, dit is die goedheid wat mense tot inkeer bring. Dit is hoe goed U is.
U laat die son opkom oor die goeie en die slegte. Dit is hoe goed U is. U is goed. U is liefde. U is betroubaar. Nog nooit was daar 'n insident waar U gejok het of teleurgestel het nie. Daar is nie so iets nie. U is goed. U is getrou. En U is almagtig. En ons loof en prys U. En U alleen, Jesus. Here, daar waar U gaan, daar wil ons volg. En Here, ons maak nie net eenmalig die besluit om ons lewe neer te lê en kruis op te tel nie, maar vandag opnuut. Ons lê dit neer. Ons stel die kruis op. En ons kies U. No turning back. We have decided, Lord. We have decided to follow You, Jesus. No turning back. Though none may follow, we have decided. Here, al volg niemand. Ons kies en ons besluit om U te volg. Deur die reën, deur die droogte, deur die goed, deur die sleg, deur die baie, deur die min. Hou ons in so op U. Dankie vir U Gees wat ons kom bekragtig, Here. Om 'n getuie te wees van U. En mag ons 'n goeie wedloop hardloop met volharding. Mag ons hierdie wedloop voltooi vir U. Oë gefestig op U. Jesus, Jesus, Jesus. U alleen is dit waardig. In Jesus naam. Amen.